Hij kan alles doen. Hij kan alles doen. Hij kan alles doen. Bij Jezus kan. Hij kan alles doen. Hij kan alles doen. Want hij is die Alpha en Omega. Die Jezus kan. Hij kan alles doen. Hij kan alles doen. Bij Jezus kan alles doen. Alles doen. Alles doen. Jezus kan alles doen. Alles doen. Hij is die Alpha en Omega. Jezus kan alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Hij is die Alpha en Omega, Jezus kan alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Hij is die Alpha en Omega, Jezus kan alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Oh, hij is die Alpha en Omega, Jezus kan alles doen, alles doen. Goeiemôre, gaan het goed? Prys die Here, ag staan saam met U. Elkeen van ons het iets in ons lewe wat jy graag wil hê Jesus wil doen. Ons gaan net so 'n paar oomblikke gedagte gee en dan vertel jy vir jou broer en suster wat jy graag wil hê wat Jesus vir jou kan doen. En dan gaan ons dit vir mekaar saam sing prys. Dink so 'n bietjie. Terwyl die Heilige Gees werk, dit wat die Here vir jou doen. Jezus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jezus kan alles doen, alles doen. Hij is die Alpha en Omega, Jezus kan alles doen, alles doen. Oh, Jezus kan alles doen, alles doen. Alles doen, oh, want hij is die Alpha en Omega.
Maar nou kan jy dit vir Jesus sê. Terwyl ons almal saam sit, Jesus doen dit weer, prys die Here se naam. Hierdie geslag sonder geen laat regeer, voorsien van God, voorsien van God, doen dit nog weer, terwyl die gemeente hier, ja hierdie geslag en wat bring, sonder geen laat regeer, voorsien van God, doen dit nog than the day before. While we sing together and give to God's word, we sing together one day nearer home as shadows of the night descend. One day less to roam as evening twilight colors blend. Let's make all together. And one day nearer home, the shadows of the night descend. And one day less to roam. I
hy na hou ons met trou. Reg deur ons lewe sal hy ons lei voor ons sal. Praise God. Niemand soos Jesus, niemand soos hy. Hy hou my neer, hy hou my trouw. Ek weer die lewe, sal hy gelei. Niemand soos Jesus, niemand soos hy. Niemand soos Jesus, niemand soos hy. Hy hou my neer, hy hou my trouw. Niemand soos hy, majesty, majesty, worship his majesty. And majesty means great beauty. Hallelujah. Or dignified power. Let's sing it together, majesty, and worship him this morning. Majesty. Authority, from his own.
hands this morning to the coming King. And I want us to worship Him for His beauty. Worship Him for His love this morning, and worship Him for the goodness and the grace this morning. We worship Him this morning. Let's worship Him for His goodness and His grace this morning. Gemeente is in Suid-Afrika waar daar 'n gebou is waar daar 'n dominee vir pastoor is wat nie werk nie. Ons almal hier in Australië het 'n ander lewe. Ons het basies ons lewe oorbegin in die helfte van die leeftyd. En dit maak dit dankbaarheid in mense harte opkom dat ons mekaar Sondag kan sien. Hierdie is ons kuierplek. Hierdie is ons geselligheid in die gees. Ons praat tog in elk geval oor niks anders as oor die Here nie. Maar hierdie is die plek ons familie, ons tuiste,
Ons kan nie elke dag met mekaar uitkom by die huis nie, maar Sondag sien ons mekaar hier. En dis vir my 'n riem onder die hart. En ek sien altyd baie uit na Sondag, om te weet dat vandag gaan ek my boeties en my sussies sien, prys die Here, my familie sien, en so wil ek aanhou Jesus dien tot hy my eendag kom haal. Dit is lekker om 'n familie te hê en om deel te wees van die breë koninkryk van die Here. Ek wil met u gesels oor dit wat daar voor staan. Dit is ek nou die raaisel uit die hoed uit gehaal, en vir die van die wat wonder wat daai swart kolletjie is, ek het die prentjie gekry op internet, maar as jy hom wegvat, staan daar Sondag 5 Januarie. So dis nou nie 5 Januarie. Dis waar die swart kolletjie daar is. En die verhaal van Jesus wat wyn verander het uit water uit, ken jy baie goed. Maar ons kyk met 'n ander opsig en uit 'n ander oogpunt vandag daarna. Ek wil begin om vir u te lees na aanleiding van die afgelope 3-4 weke wat die Heilige Gees baie sterk op my hart lê. En dit is dat jy wedergebore moet wees. Dat jy werklik wedergeboorte moet ondergaan, of al het jy dit self deurgegaan, dat jy warm en aan die brand vir die Here moet bly. Dat dit is my werk om jou wakker te hou, sodat jy nie aan die slaap raak, soos wat die woord van die Here in Matteus sê, aan die einde, dat die maagde aan die slaap geraak het. It's my job to keep us awake, myself and others. Sodat ons gereed sal wees wanneer Jesus kom. Prys die Here. Ek lees vir in 1 Johannes, of Johannes 1 dan, die 1 Johannes nie, Johannes 1, vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy, van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, genade op genade. En dit kan ek nie van getuig, ons ontvang genade op genade. Sy genade is genoeg vir u en vir my. Want die wet het deur Moses gekom, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, maar die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die volgende dag, vers 29, sien Johannes Jesus na hom toe kom. En Johannes sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Toe daardie illustrasie, toe Johannes vir Jesus sien, toe sien hy die lam van God. Daai lammetjie, weet jy in Israel, as 'n pappie 'n lammetjie uitgekeer het vir die Pasga, het die hele familie geweet, daai lammetjie is anders. Ons gaan hom na hom kyk, ons gaan hom vet voer, ons gaan hom bederf amper. Maar die seentjies het ook geweet, daai lammetjie gaan nie lank leef nie. Want daai lammetjie is die paslam. Hulle het dit geweet. So die oomblik toe Johannes vir Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God. Dadelik kon jy weet, daar die lam van God sal nie lank leef nie. En hy was maar 3,5 jaar saam met die mens gewees op die aarde. Maar hy was uniek, dat hy die lam van God was. Daar is die lam van God, en dit is hy wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Vers 30 sê, dit is hy van wie ek julle vertel het, sê Johannes. Na my kom 'n man, hy was voor my, hy het voor my geword, want hy met 'n hoofletter is eerder as ek, en ek ken hom nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees, die Heilige Gees, soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het vir Johannes gestuur, die Vader. Hy het vir my gesê, op wie
jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Die Vader het vir Johannes gesê, as jy die Gees sien neerdal op 'n persoon en hy bly op hom, dis hy wat die Heilige Gees met die Heilige Gees doop. En ek dink daarin dat as ek en jy die Heilige Gees in ons lewe het, bly dit op ons? Of partymal as ons dit nou so 'n bietjie verloor of die pad duister raak, dan voel ons nie so sterk die Heilige Gees se teenwoordigheid. Maar dit is iets om na te streef. Die Heilige Gees het altyd op Jesus gebly, want Jesus het die Gees nie gemonteer nie. En ek het getuig, sê Johannes vers 34, dat hy die Seun van God was. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan by die water en 2 van sy disippels was daar. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. Daar sê hy dit weer vir hulle. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en hulle toe vir Jesus begin volg. Nou moet jy dit sien. Johannes sê, daar's die Lam van God. Hier staan 2 manne. En hulle hoor Johannes sê dit en hulle begin agter Jesus aanstap. Ek het gewonder, het hulle gewerk? Watter dag was dit? Was dit Sabbat? Ek glo nie. Want jy kon nie ver op 'n Sabbat loop in Israel nie. Dan gooi jy op klippe dood. Dit was 'n Sabbatsreis ver, is nie ver nie. En die Jordaan was heeltemal te ver weg van die beskawing af om so ver te loop. Dit was in die week, het ek gedink, het hulle dan nie gewerk nie. Het hulle nie nodig gehad om te werk nie, ek dink hulle het seker maar. Maar tog het hierdie 2 disippels daar gestaan. Dit sê vir my dat iets was vir hulle belangriker daai dag as hulle werk. It was more important to them to be in the presence of Jesus than anything else. And that spoke to me. 2 of the very first disciples of the Lord Jesus Christ, Andreas and John, the guy who wrote this book, they are the 2 that overheard John the Baptist say, there is the Lamb of God. Daar's die Lam van God. Daar's die Lam wat uitgesonder is. There's the Lamb that has been put aside. You probably won't live long. But that is the Lamb of God. That's the one that God chose. The Father chose that Lamb. Soos wat 'n pa 'n lammetjie kies en hy op een kant sit, so het die Vader vir Jesus gekies. God chose Jesus. And he said, there is the Lamb of God. And then these 2 guys, they took the time. Hulle het die tyd gevat. En dit moet ons nooit verloor nie. Is dat ons die tyd moet vat om met mekaar te deel. Die tyd moet vat om met mekaar te gesels. Om vir mekaar ons behoeftes te vertel. Om vir mekaar te sê, hoor, die bid saam met my. Ek het hierdie saak wat moeilik is om op te los. To deal with one another, our companionship is very important. That's the focus here. These 2 guys, they were fathers, they had children too, they had a wife too. But yet they found it important that day to walk after Jesus. En Jesus het gesien, hier loop 2 mense agter hom aan. En op 'n stadium draai om. En jy kan verder lees, ek kan net vir u vertel. Toe Jesus hom omdraai, vers 38, en hulle sien volg. Hy sien dat hulle hom volg. Toe sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord, meester, rabbi, waar is u tuis? Hulle vra vir hom, die Here vra wat? Wie soek julle? Wat soek julle? En hulle antwoord, en hulle sê, het is eintlik 'n snaakse antwoord om te gee, waar is u tuis? In ander woorde, ons wil saamkom. You know yourself, basies. As ek na jou toe kom, en ek ken my glad nie, en ek loop agter jou aan, en jy vra vir my, wat soek jy? En ek vra vir jou, waar bly jy? Dit klink soos 'n inbreker. Very strange. But it shows the openness. They
already decided that they acknowledged him first of all as the Lamb of God. They called him Master. En vir 'n Joodse man, julle, om so gou oorreed te word, dat daai is die Seun van God, daar moes 'n enorme salwing en teenwoordigheid by die Jordaanrivier gewees het, waar Johannes gedoop het, enorm groot. Kyk, die hele volk het vir Johannes die Doper gereken as 'n groot profeet van die Here, baie groot profeet. Daar was krag daar om mense te oorreed, om iets te doen wat nie in die Joodse tradisie is nie. Jy moet onthou, die waterdoop, die doop van die bekering tot vergifnis van sonde, dis wat dit beteken, die doop van bekeer. Jy moet jou tot God keer, bekeer. Dit beteken jy moet afkeer van die sonde. Jy moet jou bekeer tot God. Ek het vir die laasweek en die weke voor het gesê, dit is so belangrik, want daar's iemand daai dag wat jou wedergeboorte doop hou. Die doping van die water en die doping van die Gees saam is die wedergeboorte. Jesus sê, waar sonder geen mens God sal sien. Kyk gou vir die ou langs jou, of jou vrou of jou lewensmaat, en sê, ek wil God sien. Sonder wedergeboorte kan ons God nie sien. En daar's iemand wat jou wedergeboorteproses dophou. Eerstens die duiwel. Hy kyk daai dag as jy jou hart aan die Here gee. Is jy opreg? Hy ken jou baie goed. Nah, don't you guys worry. He'll say to his angels, I can see he's just forced to do it. He will just do it. Nah, he's not serious, I know. Of, hy staan en jy sê, Here, U is my sondaar genadig. En jy het berou in jou hart. Niemand sien dit nie as God. En God sien dit. En hy sê, he's true about it. He's honest about it. I can see my child. Be serious. En dan vind wedergeboorte plaas. Dis 'n omdraai. Dis 'n bekeer. Of weet jy dan nie, dat jy saam Jesus Christus gekruisig word deur die doop tot in die dood en jy dan 'n nuwe mens opstaan. It's a new name written down in glory. It's stronger than the water baptism, although it's obedience towards God. It's the actual process of being born again that the Father is looking at. He's looking at it, are you truthful, are you just? En hierdie proses is wat hier gebeur het. Nou hier die disippels staan en kyk. Hulle loop agter Jesus aan, waar bly hy? Jesus sê, kom kyk. Kom saam, kom kyk. Hy sê vir hulle, kom kyk, vers 40. Hulle het toe gegaan, dis nou Johannes en Andreas. Hulle het toe gegaan en gesien waar Jesus tuis was. En hulle het daar by hom gebly. Die Bybel sê dit was omtrent die 10de uur. Met ander woorde, 10 plus 6 is 4 uur in die middag. Net so voor sonsonder. Toe kom hulle by Jesus aan. Waar het hy gewoon? Ek weet nie. Was dit by sy moeder Maria se huis? Was dit by een van sy broers? Die Bybel praat nog hier dat sy broers het hom ook gevolg. Later hoor jy dat sy broers selfs het in hom nie geglo nie. En ek het gedink, hoe draai mens jou rug op Jesus? As jy dan kan sien, dit moet net jaloesie wees. As jy sien wat Jesus doen, en jy glo nie, hoe het sy eie mense dan van hom af weggedraai? Skokkend, nee. Daar's niks goed in 'n mens nie. God alleen is goed. En Andreas was een van die twee wat dit van Johannes die Doper gehoor het en hom gevolg het. Ander een was Johannes wat die boek skryf. Andreas was ook die broer van Simon Petrus. Hy het ook sy eie broer Simon gaan haal. En hy het vir hom gesê, ons het die Messias gevind, die Christus. En Andreas, hoor hoe mooi, het sy broer na Jesus toe gelei. Salig is 'n mens as jy iemand na die Here toe kan lei. Toe kyk Jesus vir Petrus aan en hy sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas,
wat as dit vertaal word, beteken klein klippertjie. Die volgende dag het Jesus na Galilea vertrek en hy het ook vir Filippus gekry en dit ook vir Nathanael. Jy sien, hierdie mense was eers vriende voor hulle sy disippels geword het. Waar bly jy? Kom saam en wys ek jou. Petrus, Andreas, Filippus, Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief gehad. Hulle het gekom en hulle was eers vriende, soos ons. Hulle het mekaar leer ken. En toe, as daar nou iets goeds gebeur, when something good happens, and there's a wedding in town, everybody goes, whoa, whoa, there's a wedding, we're going to a wedding, especially in a small town. Now, what are the things that you remember about a wedding? Sê gou vir my, Afrikaans. Kom, eerste van die dames, Anne-Marie, wat onthou jy van 'n troue? Die mooie rok. Die mooie rok, ja. Goed. Dis die eerste wonderlik. Nou, ek sien jy nie smile al. Die mans, wat onthou jy van 'n troue? Boos? Arme man. Kan 'n man nie. Wat onthou jy van 'n troue? Kom ons, spreek Lekker dit. kos. Lekker kos. Dat sê, die lekker kos. Wat gaan saam met die kos? Die kos en die dop. Okay? Dis wat jy nou vir 'n troue. Want as jy by die troue wegstap, die eerste ding as jy doen, is jy in jou kar klim. En dan sê die vrou, oeh, maar haar rok het so mooi gelyk. En ek het net gebid dat die strooijonker meisie nie die soom vasstrap en sy val nie. En die skoonma sal sê, oeh, ek het so vir my dogter gebid, want terwyl sy daar voor staan en die dominee so lank preek, het ek gehoop sy bly wakker en sy val nie flou nie. Of die bruidegom sal sê, sjoe, ek is bly sy dan opgedag, eventually. Maar die eerste ding wat ons as mens doen, is sê, daai kos was lekker. Of, weet my maag is nou sneer. Kyk, ek het al siek geword na 'n troue vir dae. Met mushrooms en moeder was ek tot vandag toe bang vir 'n mushroom. Dis wat jy hoor gesels. Of die mense sal sê, hoorie, want daai wyn, dit was goeie wyn. Of as jy nog jonk en jekerig was, dan sê jy, hoorie, maar die drank was verniet. Dis wat die manne onthou, come on. Nou nie julle kerkouers nie, wie nog nie wêreld was, is dit wat jy onthou het. And there was no difference. John 2 tells about the first wedding that Jesus officially visited. Remember, they weren't his disciples yet. They came to know him. They were his friends. They just started to know each other. And somebody said, let's go to a wedding. I don't know who it was. The Bible doesn't say. It just says on the third day there was a wedding in Cana. En op die derde dag was daar 'n bruiloft te Kana. En Jesus se moeder was ook daar. Miskien het Jesus vir die seuns gesê, kom, julle gaan vandag troue toe. Hoekom ma? Kom, julle moet help werk. Wie van julle het al op 'n troue gewerk? Baie. En Jesus, wie van julle dogters? Julle gaan nog baie werk op trouens. En Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi. Daar kom dit nou. Hulle was ook genooi. Hulle het vir Jesus genooi. Hulle het vir Andreas genooi, vir Petrus genooi, vir Filippus genooi. Dit was nie 'n baie groot gemeenskap nie. So hulle die mense genooi. En toe daar wyn kort kom. Nou ek weet, hier is nou baie groot besprekingspunt. Party mense sê dit was wyn sonder alcohol. Well, let's be honest, what's the chance of that? I don't think so. Kans daarvan is maar baie min hoor, dat mense wyn maak sonder alcohol. Mense is nog altyd lief vir alcohol gewees al die jare. So die kans dat daar wyn sonder, dit was nie eintlik. Ek dink nie dit was wyn.
dit was wyn gewees en daai wyn het geskop. En toe daar wynkort kom, sê die moeder vir Jesus, hulle het geen wyn nie. En Jesus sê vir haar, wat het ek nou met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan. 6 rock or stone jars stood there. And these jars were used to hold the tent up. Because the Bible says they were used as anchors. Hulle was swaar kanne. So rukkie terug daar in Israel, naby Kanaan, het hulle 'n kruik, 'n oudtydse kruikfabriek, het hulle so uitgegrou, wat hulle wys op baie honderde kruike daar gemaak was, klipkanne. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Hulle toue en hulle vasgemaak. Jesus sê toe vir die mense, maak die kanne vol water. En hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. The celebrant. In English you would say the celebrant. Take the wine, take it to the celebrant or the guy that's conducting the wedding and present it to him. En toe die hoofdienaar die water proe, wat toe nou wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, hulle het geweet. Roep die dienaar die bruidegom en hy sê vir hom, hoor nou wat sê hy vir die bruidegom. Elke mens, elke gewone mens, sit eers die goeie wyn op. Hoekom? Want as die mense begin die wyn drink, dan proe hulle die wyn is lekker. Maar later, as hulle gekuier raak, dan worry hulle nie meer of die wyn goed is of nie goed is nie. Ag, moet my nou nie so aankyk as ek weer nooit iets in lewe drink. Dan worry jy nie meer of die wyn goed of sleg is nie. Jy soek net iets wat jou verder laat vat in jou trip. En wanneer hulle goed gedrink het, dan sê die mense, hy wyn dit nie, ek weet nie so mooi nie. Elke mens het eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan sit jy die slegste wyn op. Maar dan worry hulle nie meer nie. Hulle is klaar, happy en weg. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Daai wyn wat die Here gemaak het. Ek dink aan die bruidegom. Het gaan nie reg oor of dit nou wyn is of regte wyn was nie. Die bruidegom moes spaar. Hy of sy pa wat hom gehelp het. In Suid-Afrika is dit net omgeswaai, né? Daar betaal die pa van die bruid omtrent vir alles en die bruidegom betaal omtrent vir niks nie. Hy moet net die wat gewoonlik bring. Daar sê. En so hierdie ouetjie moes spaar. Maar ek weet van die gelukkigste bruidegom noord van die Ewenaar, en dit was daai ouetjie. Want hy het nie genoeg wyn gehad nie. Die trou het skaars begin, toe die wyn klaar. Hy was seker maar 'n arm jassie. Maar, weet julle hoe geseën was hy? Hy het iemand gehad daar, wat net genooi was as 'n gas, wat 'n wonderwerk gedoen het. Hy het nie daarvoor betaal nie. Wat dink julle sal jy betaal vir 'n kan wyn? So, 'n groot klipkan, vol wyn. En hoeveel het daar gestaan? Of het nou druiwesap was of wyn, maak nie saak nie, wat dink jy gaan jy vir dit betaal? Die beste, wat geen mens kon maak nie. Dink jy Jesus het sommer sulke slegte iets gemaak? En dit is wat dit beteken, is dat Christus het die vermoë om uit niks uit iets te maak. Weet jy die geestelike interpretasie? Ek het net vir die wêreldse interpretasie gegee. Die wêreldse interpretasie
as hulle dit lees, sal hulle nou vashak by dit. Kom ek vir die geestelike gee. Die geestelike is gebind aan dit wat 'n paar dae terug gebeur het. Ek het vir die gelees van Johannes af. En jy het gedink, jy gaan nie pastoor alweer, dis albei 'n vashak. Nee. Toe vertel ek vir jou van die vriende wat Jesus ontmoet het. En toe kom ons nou waarna toe is hierdie klomp vriende na die bruiloft toe. Maar as jy die hele klomp saamvat, hierdie hele storie saamvat, dan besef jy dat jy is 'n leë kan. Ek is 'n leë kan. Maar eers was daar water in die kan. En toe kom Jesus. En hy vat jou soos deur die water. Toe jy gebore was, het die Here jou uit die water uitgehaal. Is dit waar? Uit die vloedwater uit het die Here jou gehaal. Wat is Moses se naam? Moses, wat beteken dit? Ek weet nie Moses. Ja. Moses sê dit, ek het jou Moses uit die water uitgehaal. Is dit nie pragtig? Ek het jou Moses uit die water uitgehaal. Die dag toe jy gebore word. Toe jy swak is, 'n babietjie is. Jy jouself nie kon optrek nie. Jy nog afhanklik was van jou naalstringetjie. Toe haal die Here jou uit en hy het vir jou mammie gegee wat jy opgetel het en jou aan die bors gesit het en jou voeding gegee. 'n Pa wat gehelp het om die kind te vat. Die kind by te staan. Ek het jou uit die water uitgehaal. En hy bring jou dan weer terug na die water toe. Onder die salwing van die Heilige Gees. En die Here sê, nou, het jy jou lewe vol tyd gemaak. Ek het jou lewe 'n skoon kan gegee. Toe jy gebore was, kan jy nie sê dat ek is vuil gebore. Jy het nog die boer of ba verkeerd gedoen nie. Ma of pa kon dalk verkeerd gedoen het. En dink jy God gaan jou oordeel oor iets wat jou ma en jou pa verkeerd gedoen het? Nee. Die skrif sê wel dat hy wat God haat, sal ek besoek tot in die 3de en die 4de geslag. Maar die genade van God is so groot, as jy wel die Here soek, sal God jou mos nooit wegstuur. Maar jy was leeg en jy het jou lewe volgemaak met baie dinge. Toe sê die Here, kom weer. Kom weer water toe. En jy is deur die water. Maar hy, wat die woord van die Here sê, moenie met wyn vervul word nie, maar word liewers met die Gees van die Here vervul. Toe bring Jesus die goeie wyn. Jy sien, die goeie wyn is nie die wyn wat jy kan drink nie. Die goeie wyn van Christus, geestelik as jy dit sien, waarmee hy jou lewe volmaak, is die beste wyn. Dis die wyn van die Heilige Gees. Hoekom maak die mense vergelyking tussen drank en die Heilige Gees? Want dit sê, moenie dronk word van drank nie, maar word liewers dronk van die Heilige Gees. Daar is 'n ander weg, wat geestelik, as die Heilige Gees oor jou vaardig word, is dit nie soos dat jy dronk is nie. Maar die resultaat van drank, the result of it, makes you feel mellow, accepted, it makes you feel good in some way. Alcohol is just a depressant, that's all it is. But the Spirit of God, you can't compare that to the Spirit of God, but the happiness and joy and overwhelming peace and acceptance, the powerful results of the Spirit of God, you can get drunk in that. To a state that you feel, look, jy loop nie in slinger, maar jy voel net ek is beheer nou deur 'n groter krag as wat alkohol ooit was. Ja. Maar ek is nog steeds by my positief, ek kan nog steeds helder dink, maar my siel en my gees roep na God. Ja. Jy voel hierdie liefde van die Here. Jy voel die aanvaarding van die Here. Jy voel hoe die laste van jou skouers afval. Maar met alkohol is dit net tydelik.
When you wake up the next morning, you wake up with a headache, but troubles are still there. But with the Spirit of God, you wake up the next morning sober, clear of mind. The anxiety is gone. The depression is gone. You've got faith. You've got peace. And you feel empowered to walk this way. It's so strong. And this is what Jesus brought to our lives. Nou vra ek vir jou, kan jy vir Jesus na jou lewe nooi? Soos daai man vir Jesus genooi het na sy troue. Hy was 'n baie gelukkige man. Die Here het hom baie geld gespaar. Maar as hy wyser was, het daai man opgestaan en vir sy bruid gesê, ag mami, speel vir ons asseblief. Maar jy nie net so 'n bietjie wag nie. Ek gaan net gou met daai man Jesus gesels. En as hy by Jesus sou gaan sit het, en hy gesê het, maar ek was hier, ons het hierdie tent opgeslaan, waar? Daai kanne was leeg, nou skep hulle wyn in daai kan uit. Hoe is dit moontlik? En hy het die wonderwerk van die situasie verstaan. En die Here het dalk sy siel en hy het sy lewe vir Jesus gegee. En hy het toegelaat dat daai goeie wyn van die Heilige Gees in sy lewe in. Dan was dit die beste keuse wat hy seker ooit kon gemaak. Ek wil vir julle net 'n paar ietsies lees wat hoe die Here mense lewe kan volmaak uit iets wat niks was nie. Ja, D.L. Moody is een van die groot pioniers van. D.L. Moody was one of the first pioneers. He lived from 1837 and he lived to 1899. 1 year before the 1900s would have broken, he died. D.L. Moody was a very powerful preacher. He was an anointed man. He was 17 years old, listen to this, just before the Great Depression and the Revolution in America. He was 17 years old and D.L. Moody was looking for a job. These young ones that you still have to find your path in life. It's not easy to find a good job. And he was 17 years old and he was looking for a job and he couldn't find one. And then he went to his uncle. And D.L. Moody went to his uncle and his uncle said, you can work in my shoe factory, but you will be in church on Sunday. So they signed the contract. His uncle would give him a job, but on Vernon Street, where the church was, he was supposed to be there on the Sunday. Call it what you want, blackmail, whatever. The result is he found God. And then he opened his own shoe factory. He became a wealthy man. But something in his soul didn't add up. And he left all that behind. And he started to gather people. They said D.L. Moody had this ability to make disciples of anyone. And he became one of the biggest evangelists, most used men of God. And why people stick to him is because he was wiser as Solomon. He left behind quotes. As ek net vir jou sê, 'n week later waaroor het ek vandag gepreek, gaan jy kan onthou. Dis hy daar iets is wat die Heilige Gees by jou vaspin. And these quotes that he left behind really made an impression on people. He designed a method that quotes, when he quoted something, people remembered it. D.L. Moody, one of his most famous quotes was the following: I have never met a man who has given me as much trouble as myself.
from the great preacher himself. He says, there's no other man. He says, Satan, you blame Satan all the time. But he stands on the side. It's me. He goes, I'm the one. You cannot escape yourself. You wake up with yourself every morning. You carry yourself into every room. And you cannot resign from yourself. This is precisely why the gospel is such staggering news. God didn't send us a self-improvement program. He sends us a Savior. Christ did not come to help you manage yourself better. I'm going to repeat that. D.L. Moody says, Christ did not come to help you manage yourself better. Listen to this. He came to put the old self to death and raise up something entirely new. Sneer die wijnkaan. Hy het gekom om die ou water te verander. Heeltemal te verander. We are so good at managing ourselves. I've got to manage my temper better. Or I've got to manage this better. Or I've got to manage that better. Listen to what D.L. Moody says. Empowered by the Holy Spirit. We are our biggest problems because we don't fully surrender to God. Christ came not to make us follow a self-improved program, but the Savior came so we can put the old self to death and raise up something entirely new. The very thing you cannot fix it yourself. He has already dealt with that at the cross. And the same Spirit that raised Jesus from the dead now lives in you. Weet jy dit? Besef jy dit? Dat dieselfde Gees wat Jesus kragtig uit die dood uit opgewek het, lewe in jou. Sê amen, prys die Here. The Spirit will not leave you to lose this war, but to make you more than a conqueror in it. So stop trying harder, rather start surrendering to God. You can try and try and try to self-manage your faults. You're not going to get it. Make that total surrender. Say, Lord, fill me with the new wine. Fill me with what is new. Amen. Take out the old, change me completely. And then he quotes Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives with me. But if you are led by the Spirit, you are under the law. Galatians 5:17 and 18. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. If you are honest, say to yourself, ek is 'n eerlike man en vrou. If you are honest, truly honest, you know exactly what D.L. Moody said today. How many times have you broken your own promises? More than Satan ever could. Is it waar? Ons maak vir onsself beloftes en dan net hoor dit dan breek ons dit weer. How many times have you sabotaged your own progress? Nes jy begin groei in die Here, dan besluit jy doen ander dinge en dan kom jy weer af. How many times have you talked yourself out of obedience? How many times have you talked yourself out of obedience? Have you reasoned with yourself that you should and can compromise? How many times have you retreated from battles you were perfectly positioned to win? You are perfectly positioned to win any battle in your life. You can, because I can do all things through Jesus Christ that gives me the power. You did all this in your life. You did all this in your life. No devil even necessary.
the pride that keeps poisoning your relationships, the self-doubt that keeps you shrinking when God has called you to stand, the distractions you caught willingly, your distractions, then you blame your fruitfulness. This is the war within. And this is what it means. All these problems together, you cannot solve on your own. But if you proclaim with your mouth, believe with your heart, in faith, that Jesus Christ can and will change your life, stand up with me. Stand gesond.